caught in the streams of life, like the pain and the sorrow. Ons begin met 'n reeks van 4 video's hier. Ek wil net so 'n inleiding vir julle gee, om vir julle net te sê, weet julle wat, in hierdie reeks van 4, gaan ons oor verskeie aspekte praat van die proses en die bouwerk in jou lewe, en om dit te illustreer het ek sekere diagramme en dokumentasie voorberei. Ons wil julle vra, om voordat julle begin, net deur te skakel op die skakel na die webtuiste toe, dis hier onder aangedui, of gaan na die webtuiste toe, diedam.org, daar sal julle sien, daar's 'n leer wat daar weggelê is, synde die Gideonsbende, en dan kan julle daarop dit oopmaak, en die dokumente asseblief aflaai en net uitdruk, sodat julle dit by julle kan hou, om sin te maak van dit wat ek julle gedurende hierdie 4 sessies wil verduidelik. Dan kan ons voortgaan met dit wat ons nou wil deel. Ja, die bouproses in ons lewens, né? Dit was die laaste ding waaroor ons gepraat het, maar ek wil weer die tou daar optel. En ek wil vir julle sê, dis baie maklik om vir jou beelde te gee. Dis baie maklik om te sit en vir jou te sê, weet jy wat is 'n bouproses, en dis wat dit is, en dis my ervaring. Die dilemma is, ek kan net nie vir jou vertel hoe hy in jou lewe gaan bou nie, want hy gaan dit op sy manier doen. Maar nou moet ons gaan sit, en ons het vir mekaar sê, maar waaroor gaan hierdie bouproses? Waarom is hier 'n bouproses? Nou waar een van die belangrikste aspekte van hierdie lering begin het, was op 'n stadium toe ek gaan sit het en sê, goed, u is besig om my heeltemal te hervorm. U is besig om met my redding te werk. U is besig om my redding eintlik in 'n sin te verander. En toe begin ek die idee kry, maar daar's 'n plek van ontmoeting met God. Nou, ek wil nie vanmôre die tyd spandeer om nou daardie lering te gee nie. Miskien as ons by mekaar kom binne die volgende maand of wat, en ons gaan al hierdie goed met mekaar bespreek, want dit is wat moet gebeur in disippelskap. Dan kan ons praat oor die plek. Maar ek wil so 'n paar voorbeelde net vir julle noem. Die belangrike ding is, dat ons verstaan, dat daar 'n plek is, waar ons met God ontmoet. Die eerste keer waar ons dit sien, die eerste keer waar ons dit kry, is waar Moses gaan in sy tent opslaan, en waar hy daai ontmoeting het. Maar as ons bietjie verder teruggaan, dan sien ons, dat hy eintlik by God pleit, en dat God hom toe in 'n plek plaas, in die gleuf van die rots. En terwyl hy op die rots gestaan het God hom toegelaat om te sien en te kyk na sy agterkant. Dit word gestalte gegee in die tabernakel. En dan lees ons regdeur tot in die Nuwe Testament waar die voorhangsel geskeur het. Nou toe die ding vir my in rigting begin kom, ek het al 'n paar lerings geluister oor die tabernakel, en ek het ook 'n boek bestudeer van Derek Prince, so ek was vertrou daarmee. So ek was 'n bietjie huiwerig geweest om in daai pad af te gaan, want dan is ek eintlik maar net besig om dit met hulle, jy weet, met hulle osse te ploeg, en 'n ou moet versigtig wees. Maar in sy genade het ek eintlik 'n openbaring gekry van hoe dit werklik is. So, ek wil hê julle moet na die webtuiste toe gaan van die Dam, en ek het sommer so 'n eenvoudige skets laat maak, en ek wil dit noem bladsy nommer 1 in die lering. Nou, dis jammer dat ons nie 'n bord of iets het wat ek dit vir julle kan optoon nie, maar as jy hom voor jou hou, dan gaan dit vir jou baie sin maak.
Nou die eerste ding wat ek vir julle wil toelig op hierdie sketsgedeelte is die man wat heel bo staan met die vraagteken. Waarheen is ons op pad? Kan julle verstaan hoe belangrik is dit dat julle die lering eintlik opneem en die lering oor en oor luister, jou eie notas daarvan maak, want deel 1 tot deel 4 deel met hierdie hele ding van waar ons op pad en nou begin hy gestalte kry. Nou wat ons eintlik hier het is, as ons kyk, die eerste ding wat eintlik mee gedeel word is ons motief, né? Maar ek verseker julle, 100% van die mense met wie ek deel en die mense met wie ek praat, het niemand nog ooit daardie vereiste aan hulle gestel. Dan kry ons die tweede vereiste van wedergeboorte, maar dan moet julle mooi kyk, ek het so 'n lyntjie getrek, so 'n stippellyntjie rondom die tabernakel. En weet julle wat gebeur met ons? Ons bid 'n eenvoudige gebed, vra om ons sonde te vergewe, nooi Vader in ons hart in. Het ek daarmee 'n probleem? Nee, ek het geen probleem. Dit is hoe redding plaasvind. Baie mense is daardie gered, maar let op. Hulle gaan nooit deur die altaar nie. Hulle is die heeltyd buite om die draad. So wat gebeur? Kinders van die Here kom in, en dis my ervaring en praktyk, en hulle loop al om en om die tabernakel, in die buitehof. Hulle gaan nooit nie binnehof in. En dit was die grootste uitdaging in my lewe. Toe ek besef, maar daar is iets dieper in wedergeboorte, daar is iets in wedergeboorte waarna ons moet kyk. Daar's iets in wedergeboorte wat ons misvat. Want jy sien, die grootste aspek van wedergeboorte is die afsterwe. En niemand lê beklem daarop nie, want dis nie waarvan ons hou nie. Maar julle moet nou waar ons op pad heen, jy moet mooi kyk, as jy nou na bladsy 1 kyk, ons is op pad na die allerheiligste toe, na die ark toe. Want dis die secret place. Jy sien, want binne die secret place, nou die Afrikaanse vertaling is 'n bietjie anders as die Engelse vertaling. Die Engelse vertaling in Psalm 91, if you abide in the shadow of the Almighty. Hoor nou mooi, as jy vernag in die skaduwee van die Almagtige. Bietjie anders. Ons is op pad soontoe. Ons is op pad na die kamer waar ons die strategie van God optel. Maar die proses en die bouwerk vind nou plaas. Want die eerste ding wat jy dan kry, nadat jy tot redding gekom het, is jy moet uitkom en kom sterf. En die manier om te sterf, en dit gaan ons in detail moet deel, is jy klim op die altaar. Want jy sien, daar deel God die Vader met ons. Jy word 'n welgevallige offer. Nou kom ons, en dit is iets wat in ons harte gebeur, is iets wat in ons binnekant gebeur, en nou kom ons by die waskom. Die waskom het 3 fasette. Die 3 fasette van die waskom is hierdie fisiese faset, waar ons inderdaad gedoop moet word. Nou raak ons een reuse heilige koei aan. Want die een lot sal vir jou sê, jy moet gedoop word, anders jy nie gered nie, die ander een sê, jy moet nie gedoop word nie, die ander een sê, ek is gedoop as 'n kind. Ek sê nou vir jou vandag, die doop het 'n betekenis wat baie dieper is, as al hierdie teologie. Dit is 'n bevestiging van my afsterwe in Christus, want ek word in sy dood gedoop. 100% van die mense met wie ek gesels en deel, wanneer ek begin praat oor die doop, en ek begin hulle verduidelik daarvan, en ek sê, het jy besef die dag toe jy daar gaan staan het, dat dit die einde van jou lewe was? Dan sê hulle, nee, niemand het my dit vertel nie.
Ek moes net onder die water ingaan, want dit was 'n stap van gehoorsaamheid. Ja, dit is 'n stap van gehoorsaamheid, maar daar's iets wat gebeur daar's iets wat in die gees gebeur. So elkeen van hierdie aspekte gaan sy lering hê. Die twee ander fasette van die waskom. In die een faset gaan kyk ek in die waskom. En in daardie faset sien ek hoe my lewe lyk deur die oë van God. Dan begin hy met 'n heiligmakingsproses. Die ander faset is waar ek God die Vader vra om in die waskom te kyk en vir my te vertel wat daar is. Jy sien, baie mense hou nie hiervan nie. Baie mense sê ons is gered en alles is wel met my en weet julle wat, ek kan doen net wat ek wil. Ek wil julle sê, my julle uitgangspunt is om niemand te kritiseer nie. My uitgangspunt is om niemand te vertel wat hulle moet doen nie. Ek is hier by die arme persoon wat staan en hy wil 'n dieper verhouding met God hê en 'n dieper verhouding met God wandel, maar hy weet nie hoe om dit te doen nie. Hy weet nie waarheen nie, hy weet nie wat om te maak nie. Dis met jou wat ek gesels. Want as jy kan loop waar jy moet loop, sonder dat jy gedoop is, fantasties. Ek kan niks daaroor sê nie. En ek wil my glad nie uitspreek oor enige persoon se redding nie, want dis net God wat dit bepaal. Maar ek kan jou een ding sê, as jy deur die waskom kom as priester, dan moet jy klere uittrek. Nou moet ons deel. En in daardie deel, waar ons die klere uittrek, en ons ontbloot vir God die Vader, moet julle een ding verstaan, is ons besig om ons voor te berei vir die hernuwing van ons intellek. Nou, intellek is 'n bietjie nou gestel, die Engels verduidelik dit vir my baie beter, it's renewing of the mind. En wanneer ons daar kom, dan deel ons met die toonbrode, ons deel met die kandelaar. En wat gebeur? Ons is besig om ons innerlike wese in lyn met God se woord te kry. Daardie lering is absoluut kardinaal. Want met 'n verkeerde inslag, met 'n verkeerde mindset, wil ek nou vir jou vertel, gaan dit vir jou feitelik onmoontlik wees. Dis een van die belangrikste dele in onderafdelings in die lering. En dis waar ons gaan leer om die wierookaltaar te hanteer. Dis waar ons voor die wierookaltaar gaan staan. Nou die wierookaltaar was vir my altyd 'n probleem, want ek het hierdie wierook gesien soos hierdie stokkies wat ons gekoop het daar in Marabastad, en dan brand ons in die huis. Nou, hierdie wierook is iets anders. Ek het dit in Egipte gesien. Dis sulke stokke. Dit lyk soos, wel, hy seker so dik soos bordkruid. En dan het jy 'n pannetjie, vir die wat nou nie weet nie, jy het 'n staalpannetjie, dan gooi jy kole binne in die staalpannetjie, en dan pak jy hierdie wierook bo op die kole. En dan begin dit smeel. Nou wat is dit? Dis waar ek in gebed staan. Dis waar ek in gebed staan, en ek begin die probleme in my lewe op die wierookaltaar pak, sodat God daarmee kan deel. En dit is die aangename geur van die gebed. Het is baie treffend om daarna te kyk, want daardeur begin ons toegang kry in die allerheiligste in. Dit is waar net hy is. Dit is waar ons in 'n liefdesverhouding met God betrokke raak. Dis waar ons 'n intieme verhouding met Jesus het, en hoor my mooi, dit is waar die vuurmaakhout gepak word. So waar is ons op pad heen? Soontoe. Ons is op pad na die secret place toe. Nou kom ons kyk net vinnig daarna. God kan nie skaduwee hê nie.
want hy is lig. So daar is nie iets tussen my en God nie, so die skaduwee waarvan hy praat, is eintlik ek lig, ek loop in God se lig. Nou as jy in 1 Johannes 1 vers 7 en 8 gaan lees, gaan jy sien, if we walk in the light, as he is in the light, the blood of Christ washes us continuously. Weet julle wat is die beeld? Wanneer ek in die lig wandel, saam met Jesus, dan vertoef ek in die secret place. Wanneer ek in die secret place vertoef, dan het ek 'n voortdurende reiniging van sy bloed. En dit is waar ons moet wees, sodat hy sy hart met ons kan deel, sodat ons van daardie plek af kan bid. En uit daardie plek uit kan bid. En jy gaan vir my sê, dit is moeilik. En ek gaan vir jou sê, nee, dit is nie moeilik nie, dit is die proses wat ons moet doen. Maar ek wil net hê dat ons een ding moet verstaan rondom hierdie situasie. Daar's mense wat ek ken, wat niks van hierdie goed weet nie, wat niks hiermee maak nie, maar hy gaan staan by die Here praat met hom, hy bid, en dit gebeur net. Maar dan is daar mense soos ek. Ek meen, dit was 'n bedroewende gebedslewe wat ek in my lewe gehad het, maar ek het beweeg in 'n gawe. En daarom moet ons onderskei tussen gawes en vrug. Nou, wat wil ek daarmee sê? Daar is 2 duidelike reddings. Daar is die redding van my gees. Dit is 'n eenmalige gebeurtenis. My gees word lewend tot God. Ek is wederbaar. En dit uit geloof. En dan betree ons die wêreld van die redding van ons siel. En die redding van ons siel is 'n proses. Want in ons intimiteit staan ons sielsvlak tussen ons en die Heilige Gees. En dit sal julle nou duidelik verstaan as ons begin deel oor die vrug. So as ek jou vat en ek blind ek jou en ek laat jou voor 'n boom staan. Maar sê nou maar, dis 'n boom met gewone geskenke aan, soos wat baie mense doen op Kersfees, en ek haal die geskenk van die boom af en ek gee hom vir jou, gaan jy nie vir my kan sê wat se boom dit is nie. Maar as ek voor 'n vrugteboom staan en ek gee jou pers, kan jy vir my sê wat se boom dit is. En dis waarom dit so belangrik is, dat ons verstaan, daar's 'n verskil tussen vrug voortspruitend uit intimiteit. En daar's 'n vrug wat kom uit 'n gawe uit. So baie mense loop, en hulle het die wonderlike lewe, hulle loop in 'n woord van kennis, hulle loop in 'n woord van wysheid. Baie van hulle teëgekom. Maar nou kom ons by die plek om te sê, maar ken jy God? En daarvan het ons regtig goeie voorbeelde in die skrif. So ek wil vir jou vra, nou net dit 'n gedagte. Waar ons hiermee besig is die redding van die siel. As ons dit redding kan noem. En nou kom Paulus en hy verduidelik dit vir ons so mooi, om vir ons te sê, dit is nie deur ons krag nie. For it is God who is all the while working in you to will and to do for his good pleasure. En dis wat die kern lê. So, ons is op pad na hierdie eindbestemming toe waar ons gaan sit. Maar dit lyk vir my dat die Here kom en hy sit hierdie verlange in mense se harte om daar uit te kom. Hulle weet nie hulle is op pad soontoe nie, hulle weet nie waarvoor hulle wag nie. Maar dis waar ons is.
Nou kom ek en sê ek, weet jy wat? As ons naderby gaan kyk, na waarmee ons besig is, dan is die enigste vraag, as jy vir my sê, dis te moeilik, ek kan nie dit doen nie, dan vra ek vir jou, dat jy vir my moet wys, hoe lyk jou gebedslewe. Ek sal graag by jou wil gaan sit as jy bid, om te kyk. En natuurlik uit die aard van die saak, as jy 'n gawe beweeg, dan sal daar vrug wees, in daardie sin van die woord. Maar andersins, nie. Kyk ek daarna en ek sê, miskien is daar 'n makliker pad, ek wil asseblief daai makliker pad leer, ek ken nie hierdie ander pad, en ek sê nie vir julle, dis die enigste pad nie, ek kom net en ek sê vir julle, as jy vasbrand en jy sukkel en jy kan nie vooruit kom nie, wel weet jy wat, dis die pad wat ek geloop het. Dan moet ons gaan kyk na ons eie lewens en vir onsself vra, maar hoe het dit dan nou inderdaad gewerk? Hoe werk dit vir my? Hoe sien ek daaruit? En weet julle, ek dink miskien op hierdie stadium moet ons weer so 'n pause vat, en nou kom ek terug om vir julle te sê, hoe toets ons dit? All who are thirsty, and all who are weak, come to the fountain, dip your heart in the streams of life, let the pain and the sorrow